Asai, welkom by week 2, dag 1 van ons Each One Reach One veldtog. Dis hierso waar ons jou wil bemagtig, nie net met inligting, maar met tasbare dinge, sodat jy kan gaan en jy kan dalk net daai een persoon wat die Here nou op jou hart sit bereik. Nou, week 2 fokus so 'n bietjie op jy is 'n disipel. En die konsep van disipelskap is iets wat ons moet verstaan, dat dit die krag het wat dit moet hê. Eerstens, 'n disipel is nie net 'n volgeling nie. 'n Disipel is iemand wat in staat is, iewers in hierdie deel van sy lewe waar hy toegerus word, dat mense hom ook volg. Maar soms gebeur daai tweede faset waar mense my begin volg en ek vergeet soms, maar hy wag, ek moet nog steeds iemand volg. 'n Disipel doen al twee, hy volg, maar mense volg hom ook. Nou, ek het 'n stukkie skrif wat ek vir jou wil gee. Nou, dis nie net 'n stukkie nie, is 'n bietjie 'n lang stuk, maar ek wil die hele gedeelte vir jou lees. En hierdie gedeelte vertel die storie van die eerste 2 disipels wat Jesus begin volg, wat geroep word deur Jesus toe hy op aarde was. Markus 1 vers 16 tot 20. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelik het hulle nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan 'n bietjie verder gaan, sien hy Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, wat besig was om nette in die skuit heel te maak. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het al vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skuit laat staan en hom gevolg. Eenvoudige storie wat ons baie goed ken, hè? Vissermanne wat alles los in Jesus volg. Maar ek dink daar's 'n paar beginsels rondom hierdie wat ek en jy nie kan mis nie. Eerstens, hierdie mense besluit om iemand te volg en in die proses volg hulle niemand anders meer nie. Sien, ons kan nie 2 koninkryke dien nie. Ek volg of Jesus of ek volg die wêreld of ek volg iemand anders. So dis hier die eerste ding wat ons moet verstaan is, mense kom dikwels tot bekering wanneer hulle niks oor het in hulle lewe nie, en baie keer hoor ons hierdie in mense se getuienis. Hulle het heeltemal die vloer getref, alles verloor, en hulle kom tot bekering. En is so mooi. Maar vir baie van ons en party mense wat jy moet bereik, is dit dalk nie so nie. Hulle moet fisies goed opgee. Goed word nie net van hulle al weggevat nie. Hulle moet dinge opgee. Hulle moet hulle visnette neersit en begin volg. Ek en jy het nodig om weer te besef, is ek bereid om my visnette neer te sit? Dit wat dalk mense my as beskou, ek is 'n visserman. Beteken nie ek gaan nooit weer vis vang nie. Dit beteken net alles kom nou onder die autoriteit van hierdie een ding waarvoor ek geroep word. Die tweede beginsel is, ek laat toe dat die Here my lei. Weet, daai konsep van, Here, ek volg U, dit is amper makliker as om te besef, maar hoorie, nou moet ek dat Jesus my lei. Hy moet voorloop. Sy beginsels is die enigste beginsels waarvolgens ek my lewe rig. Ek wil afsluit met hierdie volgende stukkie, en Paulus maak die stelling, hy sê, volg my soos wat ek Christus volg. Kan nogal 'n arrogante stelling wees soms, maar Paulus het 'n oortuiging van dat sy lewe op so 'n mate is, dat ons kan hom volg. En die vraag is, wie volg jy in die verskillende fasette van jou lewe? Natuurlik volg ons Jesus, maar daar's sekere individue wat al sekere konsepte oor areas van hulle lewe so gesnap het, dat ons by hulle kan leer. So, wie is die, in terme van finansies, wat jy weet, maar jy kan hierdie persoon se voorbeeld volg, jy is sy disipel, of in terme van dalk jou huwelik, of verhoudings, of besigheid, wat ook al dit is, wat jy kan identifiseer en sê, soos wat hierdie persoon Jesus volg, en 'n voorbeeld is van dat hy sy nette neergesit het, en sy lewe absoluut ingerig het volgens die woord van God, in terme van hierdie fasette van sy lewens, kan ek daai persoon identifiseer en sê, hoorie, maar ek wil jou volg, soos wat jy Jesus volg. So is ons disipels vir die res van ons lewens. Ons loop agter Jesus aan. Ons loop agter mense aan wat agter Jesus aanloop. En as jy agter jou kyk, dan sien jy, maar my maggies, as mense wat agter my aanloop. Dis die wonder van disipelskap. Dis iets wat Jesus kom neersit het, en daar's geen beter manier as dit nie. So hier is my laaste vraag vir jou. Wie volg jy? Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vraag deur te werk.